Father, soos ons dit vanoggend by U kom en Lord, as we just sang now, Lord, you are my lighthouse this morning, Lord. You are the light that shows me forward and takes me forward, and you lead and guide me, Lord. I just thank you this morning, Lord. Thank you, Father, that as we just sit at your feet this morning, Lord, that you will come and teach us, Lord. Father, this is our story, Lord, and blessed we are because of you, Lord. Father, we will sing and praise your names in the good time and the bad times. And Father, for yours is the kingdom and the glory forever and evermore. Amen and amen. Hallelujah. Amen. So ek is bly julle is hier met ons. Ek voel so eenkant vir ons kyk vir ons so 'n bietjie dan weer in die middel is. Ons is al so gewoond is oralste mense. Nou is ons vandag net mense die kant. Maar so gesê ek is bly julle is hier vanoggend met ons en ja, God is our lighthouse in the storm. En die Here werk in snaakse maniere met my in die laaste rukkie. Hy sal my byvoorbeeld soos 'n prentjie gee. En dan sê ek soos, okay Here, wat nou? Dan sê hy, wag net op my. Just wait on me, be patient. En ek het 'n prentjie gekry van 'n lighuis. Soos ons nou bekend hulle as 'n troue beplan. Kyk, Pinterest is 'n baie gevaarlike ding. Dames, bly weg van Pinterest dan. Vra my net weer. En ek besef, en ek sit deurskraal en goed en eendag kom maar net 'n prentjie van 'n lighuis op. Eers en ek sien hierdie lighuis en hierdie storm, dit was my so mooi gewees van hier staan hierdie lighuis teen die see en jy sien die see kom en hy slat hierdie lighuis. Dit lyk verskriklik woes. En die Here sê net vir my, sy hierdie punt. Soos ek nie is reg hier. Nou my Pinterest, my vrou is baie georganiseer. So dit het afgesmeer op my. So my Pinterest het nou folders. Firefighters en troues en ek het nou soos 400 verskillende lighuisprentjies gaan begin op Pinterest gaan soek en elkeen is uniek gewees op sy eie manier. En so 2 weke terug begin ons hondjies siek raak. So 'n klein Jack Russelltjie en 'n worsie en Dinsdag is ek hier af veearts toe met hulle. Vat hulle veearts toe rond Klokkelaan en op pad veearts te Bellville en sy sê my pa sê lekker is om 'n Bethlehem kry. Of sy het nog 'n afspraak in Rosendal van Rosendal op ons Bethlehem toe met haar pa. Ek sê okay, reg, genoeg energie op. Ons sal net bid en die Here gaan ons krag gee. So ons toe nou die hele trip toe en hulle ons slaan maar 'n paar toe 'n bietjie suurstof gegee, 'n bietjie antibiotika in ons huis toe. En so gaan ons die week aan en die Here weet wanneer ons iemand nodig het. En 'n vriend van my uit Singapore bel my. Wat ek 4 jaar laas gesien het wat ons op 'n crusade was, ons is nog heeltyd in kontak en goeters. En hy sê vir my, "Jacques, I'm coming to South Africa to visit Daniel. I must come and see you. I don't know why, but I must come and see you." Ek sê nee, is reg Francis, it will be amazing to see you en ons wag toe vir hom en hy sê toe net 2 ander by ons spandeer en saam met ons bid, eers ons opgewonde. Die volgende dag bel hy my weer, hy sê Jacques, you will not believe it. I had a dream about you last night. Ek sê, "Ja Francis, what was this dream about?" Hy sê, "I saw you standing at the ocean." Hy sê hy het fisies by die dok gestaan en die volgende spring in die see in. En die mense wat binne in die see was toe weg gewees skielik, maar hy sien hy swem teen hierdie kar en ek sukkel om uit te kom. En dit is net 'n woeste tyd wat ek deurgaan. Min om te weet wat hierdie week gaan gebeur. Ek sê, "Okay Francis, let's pray about it. The Lord knows what he's busy saying to us. But we were waiting for you." En Sondag na kerk sê Josel gedoen vir my sê wil vir pa net gou 'n bietjie ingrams vat vir sy gesig want hy het baie lank terug velkanker afgesny op sy kop en sy velletjie lyk nie lekker nie. Ek sê nee, is reg. En hy sê vir my, "Hoor, ek wil net gou badkamer toe gaan, maar intussen vind sy dit Saterdag aangeval." En hy lyk nie goed nie. Ek sê, "Okay, nee, wag pa, kom ons gaan gou badkamer toe en op pad terug badkamer van die badkamer af toe val hy weer, maar gelukkig is ek daar om hom te vang." En hy het baie gewig afgeskit, so hy is nie so swaar nie. En ek kom rustig nou neersit, maar op daai oomblik besef ek hy het mediese hulp nodig want hy sy toe heeltemal uit. Hy is nie met my nie. En gelukkig vir die Here se rustigheid en my kon ek net sê, "Pa, net asem, wees rustig." Na so 3 minute kom hy by hy sê, "Hoor jy het op die grond gekom?" Ek besef ek hier's chaos. Ek moet hom dadelik in Bethlehem kry. En ons is toe Bethlehem toe en met 'n hele gesukkel hy toe na eventually in die hospitaal gekom. Ek loop welkom Sondag op 'n half by die huis. En ek besef net, okay Here, my skouers is groot, maar hulle raak ook al hoe kleiner. Ek weet nie meer hoe nie. En hy sê net vir my, "Onthou net wat ek jou gesê het, ek is die lighuis in jou lewe." Ek sê, "Okay Here, ek weet dit." Nou weet ek, nou kom Francis op nog maandagooggend 10:00 by ons opdaag geklim. So ek weet dis 'n rowwe week wat voor lê.
En ek en hy sit en bedien en ons het 'n amazing tyd gehad en hy sê Dinsdagoggend vir my, hy wil na my skoonpa toe gaan, hy moet hom gaan bid. Wie glo in 'n divine appointment? Ek weet die Here het die ou van Singapore af gestuur vir 'n divine appointment. En hy kom my bietjie bedien en my kom oplig en ons is Dinsdag na my skoonpa toe en hy het hom gaan bid en hy het hom gesê, oom Ash, die belangrikste, hierdie hele storie is wat jy moet leer is dat Jesus is jou saligmaker en verlosser. So hy is 'n evangelis soos ek, maar die Here stuur hom oral in die wêreld. Hy het by Barberton opgedag by 'n familie wat hy nog nooit in sy lewe ontmoet het nie. En die Here het daai oom tot salvation gebring 5 jaar terug. Maar in elk geval, langs die kort, hy is daar en hy bedien my skoonpa en hy het hom gebid en dit gaan stukke beter in my skoonpa. Sy infeksietelling van 254 af wat ons gedink het ons gaan hom Dinsdag, Sondag, Maandag het ons gedink ons gaan hom verloor, het heeltemal afgekom. Dit is amper weer normaal. So antibiotika het begin help. Dat hy op suurstof gaan wees is, maar nou ongelukkig soos 'n long het baie skade. Maar hierdie storm wat ek besig is om in te loop, ek is moeg. Ek is gatetsie. My liggaam voel net hy wil in skokking gaan. En die Here lei net vir my sê, "But remember, I am the lighthouse in your life." Ek sê, "Here, ek weet dit, maar dit raak my, ek kan nie meer nie." En Dinsdag is Francis toe huis toe, Woensdag, nee, ekskuus. Dinsdag, my vrou is ook hierso, by the way. Dit bly sy is hierso. So huis toe en ek begin toe my preek voorberei en soos ek die skrifte begin lees, besef ek al hoe meer dit wat ek besig is om deur te gaan is besig om te manifesteer. En ek bring die boodskap vanoggend vir jou want dit voel vir jou partykeer op. Ek kan nie meer nie. Hierdie storms kom en hulle staan my nie die hele tyd. Hierdie branders wat baie erg is. En Woensdagoggend sit ek en ek bietjie kyk YouTube hoe hulle lighuise gebou het. Dit was vir my fenomenaal geweest. En ek wil so 'n paar feite gou oor 'n lighuis vir jou gee. In the ancient organs, the very first recording of a lighthouse was the Pharaoh's Alexander in Egypt around 280 BC. Considered one of the 7 worlds of the ancient world. The purpose of a lighthouse main job isn't just to shine a light, it's to help sailors identify dangers, coastlines, reference harbors, and they guide us to safety. Are you here? Diamox, each lighthouse often has a unique paint pattern, strips, colors, and shapes. So ships can recognize them during the day, even without the light. Light patterns at night, each lighthouse has a distant flashing sequence, its signature. So sailors can tell it from one another. Old technology before electricity, lighthouses used lamps with mirrors and Fresnel's lenses to project light many kilometers to the sea. Die ene keer wat ek al vergeet het is, ek kan net so 'n bietjie terug aan was in die ou dae toe hulle nou daai lampie gebruik het, daar mense binne in die lughuis gebly. So die ou met sy familie in die lughuis gaan bly en hulle daar geïsoleer. En dan het hulle so nou dan net afgewissel, maar so hy was die meeste van die tyd was die ou met sy familie in die lughuis gewees. En vanoggend terwyl ons worship, toe besef ek eintlik die lughuis is God en ons is die mense wat binne in die lughuis bly. En God isoleer ons, hy help ons in ons wandel. In hierdie storms wat kom, is God daar met ons. We just need to trust him. En soos ek sit op my vertroue heeltemal in die Here die week en ek sê Here, ek vertrou dat my skoonpa gaan gesond maak. Donderdag bel die hospitaal, hulle sê Flosal, sy moet kom, hulle weet nie of die ou man het gemaak het. Yes, en ek ons hier met 'n spoedweg. Ons kom maar in Bethlehem. Ek sê Flosal, nee man, hy's alright. Hy is met ons, hy gesels nog 'n bietjie met ons bid en ons vertrou die Here. Terwyl hy nou lê slaap, ek sê vir hom, ons het mos nou die mediese plan, insurance of wat ook al. Kom ons sorteer jou gesomme vinnig uit terwyl ons by die hospitaal is. Sy is skrikkerig, ek sê vir hom, luister, hier sit ek met my voet neer. Jy gaan nou vir 'n MRI scan. Ons is toe noodgevalle toe, hulle doen nou 'n hele MRI scan, alles. En die dokter kom terug, hy sê vir Losel, hoor, hy het nog nie so iets gesien nie, maar 'n kussentjie na rug by L nommer 1 het gepop. En daar senuwees wat vasgryp, en dis kom soos jy altyd in konstante pyn is. Ek sê, okay dokter, wat nou? Nee, jy moet hom op Bloemfontein toe vat. Hy praat toe met dokter Stone in Bloemfontein. Hulle praat toe vinnig nou tussentyd met die mediese en alles en hulle sê vir Losel, sy moet Bethlehem toe, af Bloemfontein toe. Hulle gaan na môreoggend, Vrydagoggend opereer. Kyk, nee, is reg. So nou jaag ek terug van Bloemfontein af van Bethlehem af. Tel Losel so goed op. Sy's stortig en hierso's Bloemfontein toe. Kom maar, ons sit op ek het eers half toe in die bed geklim, maar ons ingeboek is alles. Saterdagoggend vroeg by Losel. Of Vrydagoggend, nou wag ons vir die dokter om te kom. Hy kyk toe en hy verduidelik vir ons van die operasie wat hy gaan doen en sy sal die volgende dag kan loop en alles en ons eer die Here toe net die hele tyd nog in die goeie tye. Want die woord sê honor me in good times and in bad times.
Ek prys die Here en ek sê, Here, dankie dat U dit so vinnig mag gebeur het en. En wat gebeur toe? Uit 'n kalm oseaan uit, waar die see net mooi in en uit gaan, toe bars die bom. En ek sê vir myself Vrydagmiddag so 12:30, toe die dokter, hulle wag toe net die mediese goedkeuring gee, dat sy gaan 3 uur geopereer word. Ek sê vir hom, ek gaan kom toe stap, ek wil net so 'n bietjie net my kop gaan skoon kry, en net 'n bietjie gaan asem kry, want dit is warm in die hospitaal. Ek het ons ou wat vanaf warm kry. Sy sê, nee, is reg, en ek is net by die deur uit, die bel hulle my, hulle sê, jy weet die mediese dit totaal en al afgekeer. Ek sê, Here, hier sak my moed in my skoene. En ek stap af kar toe, en ek gaan bel die medies self, en terwyl ek met die medies bel, raak ek so emosioneel, want ek sê vir myself, dis die eerste keer in my lewe wat ek voel, ek is nie in beheer van iets nie. Die mat is heeltemal onder my uitgetrek. Ek sê, Lord, but why? Hoekom, Here, dit is U die plan vir ons op ons pad gesit het. Hulle het gesê hulle sal betaal, en nou betaal hulle nie. Hoe werk die goed? En ek in my hart worstel ek met die Here. Ek is eintlik al vies vir die Here, en ek beklei met die Here. En die Here sê net vir my, Jock, I am the lighthouse in your life. Ek sê, Here, ek weet dit, maar dis nie wat ek nou wil hê. Ek het regtig vir die Here gehuil. Ek sê nader vir die vrou op die telefoon, verskoon my net, ek so emosioneel, want Loes hulle seer, sy moes met die MRI toe sy uitkom, sy het gehuil. Julle, dit was seer geweest. Daai sien jy net so geknyp. Die eerste keer Loes soos sy sterk, sy is Stevens, hulle is baie onvraaglik en hulle is baie moeilike mense. Hulle huil nie sommer nie, maar sy huil van die pyn en ek besef toe in daai geval, Here, hier moet nou vir my vrou wees. En nou kan ek nie vir my vrou iets doen nie, want ek voel magteloos. Die medies wil nie betaal nie. En ek sê, Here, wat nou? Here sê, vertrou jy my? Ek sê, ja, in Hebreërs lees ons, wat die Here vir ons kom sê, en hy sê, Jesus Christ is the same yesterday, today and forevermore. Ek sê, ja, Here, ek weet dit. Ek weet dit. Maar hoe? Hoe gaan ek dit regkry? Ek kan nie meer nie. Ek is moeg. Fisies is ek moeg, Here. En die Here sê net vir my, I am today, I'm the same as yesterday and forevermore. Ek sê, okay, Here, ek vertrou jy. En ek sê vir Liesel, ek gaan praat met haar. Ons altyd is baie emosioneel, want ons het nou gedink, regtig, dis die wil van die Here. Maar dit was die wil van die Here. Op baie oomblik het ek dit besef, en die Here kom herinner my aan 'n skrif wat sê, you prayed and you said, you will honor me in the good times and in the bad times. Wat nou? Dis ek sê, yes, Here, hierdie storm voel my baie erg. En in 'n lighuis, as jy gaan kyk, en ek wil vir julle iets interessants lees, is nou nie op die bord nie. No matter how rough the sea of life becomes, His light may never dim. Whenever you feel in the darkness, His purpose points you to safety back to shore. A lighthouse doesn't remove the rocks, it warns you of danger and shows you the way. In the same way, God may not always take away every problem, but He always gives you direction, hope, safety in His love. En toe ek hierdie vanoggend weer lees, weer gaan voorberei, toe slat dit my verskriklik hard. En ek sê, Here, jammer. Want 'n lighuis wys, en hy draai die hele tyd, hy wys vir die skip waartoe hy moet gaan die hele tyd. En my en Loesel se wil was dat Dr. Stouna gaan opereer, maar dit was nie die Here se wil nie. Dit kon dalk 'n gevaar gewees het, ons weet dit nie. Dit kon dalk heeltemal anders uitgedraai as wat ons dit wou gehad het. En hier kom Here en hy wys vir my, gaan universiteit toe, gaan dit, doen dit. En na 'n lang gewakkerry en alles, het Loesel daarom weer 'n nuwe opvolgdatum gekry. En amazing, die dokter sê gister vir Loesel, hoor jy, die rugspesialiste by die Nasionale Hospitaal is verskriklik besig. Jy kry nie so vinnig 'n datum by die ouens nie. So die Here het presies geweet wat moet gebeur. Ek moet net standvastig in Hom wees. En dis wat die woord vir ons vanoggend kom sê. Hy sê in Psalm 119, 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Dit was vir my beskiklik moeilik. Ek kan dit nie vir julle verduidelik hoe magteloos ek gevoel het nie. Because I wanted to do it out of my own strength and not through the Lord. Ek moes geleer het vandag om by die Here te gaan sit en sê, Here, of die weet, wat nou? Hoe nou? En gelukkig die Here my baie geduld gee, want dit is nie altyd maklik by die staatshospitaal en jy wag en jy wag nog so 'n bietjie, en dan wag jy nog so 'n bietjie, dan kry jy 'n nommer en dan wag jy nog so 'n bietjie en dan stuur hulle jou soontoe. Maar deur dit het die Here my kom begin bedien. Hy gesê, I am the lamp to your feet and the light. Just trust me. The light cuts through the darkness, showing the sailors the safe of the path. God's word and the spirits are our guideline in the times of confusion. So daai oomblik het ek gedink het,
Yes, nou weet ek nie, ek voel magteloos en ek voel die mekaar, hoe nou, wat nou, die Here gesê, I've got this. Just trust me, I've got this. En soos ek sê, die Here werk met prentjies en gister daar in die hospitaal, toe sien ek weer iets en ek het alweer, die volgende woord is alweer op pad. The light warns us of danger. In 1 Korintiërs 10:13 lees ons, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you cannot bear. En hierdie was een van die prentjies wat ek gesien het in die agtergrond van daai see waar daai lughuis so stamp, aanhoudend stamp. Daai eerste lughuis wat hulle verduidelik het van wat so lank terug gebou was, as jy 'n bietjie gaan YouTube, soos ek sê, dis baie interessant om te sien hoe hulle hierdie lughuis gebou het. Hulle kon, in Engeland was daar 'n ander lughuis wat hulle gebou het ook, wat die skepe verskriklik ongelukkig gemaak het, baie jare terug. En daar was rotse en goeders en hulle kon nooit die skepe gewaarsku het. Toe besluit hulle dat 'n lughuis hier so in die middel van die see bou. Eers en ek klap my kop en ek sê, dit lyk onmoontlik. Regtig, dit lyk onmoontlik. Hoe gaan dit regkry? Hulle het die tegnologie wat ons het nie, hulle het nie die skrapers nie. Dit is before technology. En hierdie ouens het goeders gaan bou soos 'n zipline met hulle swaar klippe van die berge afgezipline net tot onder toe en hulle grawe die see uit en hier bou hulle die lughuis en daai lughuis bestaan tot vandag toe nog. Uit sement uit wat een ou gemaak het, waar sement vandag gekom uit natuurlike produkte uit wat die Here hom gewys het. En ek besef toe op baie oomblik daai lughuis staan tot vandag toe nog want sy fondasie is reg gebou. Hy weet wie hy in Christus is. En op 'n stadium het ek gevoel soos ek 'n bootjie by gaan sit by die prentjie en ek gevoel soos daai bootjie wat daar tussen die rotse rondroei en ek weet nie wat se kant toe nie want die bootjie gaan dalk nou verongeluk. En die Here sê, "But I am the lighthouse. I'll show you the path." Ek sal jou wys hoe om uit te kom. Vertrou my net. Soos jy roei sal ek dat die winde jou reg uitvat. Moenie dit uit jou eie sterkte probeer doen nie. Because I will not give you trials and tribulations that you cannot bear. Al voel dit hoe moeilik. Soos ek gesê het, partykeer is al 'n klip onder die water wat jy gaan sien. Die Here gaan nie altyd daai klip uit jou pad uitvat nie, maar hy gaan jou wys om oor daai klip te kom, hoe om die klip te kom. Maar is jy gehoorsaam genoeg om te luister wat die Here vir jou sê? Is jy gehoorsaam genoeg om te luister, soos daai vriend van my van Singapore af toe die droom gehad het, die weet hy dat hy na toe moet kom. As hy dalk ongehoorsaam was en hy het nie my skoonpa kom bid nie, so my skoonpa dalk nie ervaar het wat hy geervaar het nie. Ek moet hulle grapie vandag gister op pad huis toe bel my. Hier by die hospitaal my en ek dink ek kry vloesel in die hande nie. Die eerste gedagte was onthou, wat vat my skoonpa nou? Sy sê nie, "Are you Mr. Stevens se son-in-law?" Ek sê, "Yes, I am." En hy vra vir my, "Hoe gaan dit met Luzelle en goed?" Hy sê, "I just want to know, do you have my bakkie?" Ek sê, "Yes, Dad, I'm busy driving it back from Bloemfontein af." Ek sê, "Okay, nee, ek wil net weet of sy bakkie daarom veilig is." Nou lag ek na die tyd, ek sê vir Luzelle, "Hoor jy, jou pa is alright." Sy sê, "Hoekom?" Ek sê, "Want hy worry oor sy bakkie." Nou weet ek nie, alles is swak. So as hy nie gehoorsaam was om vir Ashley te kom bid het op daai oomblik nie, sou hy nie geervaar het wat hy weet ervaar het nie. Want in 'n kwessie van 2 dae het die antibiotika gehelp, ja, maar die woord van die Here het in sy lewe het lewe geword. En die infeksietelling het dadelik gesak. Want toe ek Woensdag met hulle praat, toe sê hulle die infeksietelling kom stadig af. Nie vinnig genoeg nie. Maar die Here het besluit, I am the lamb to his feet. Ek gaan hom wys wie ek in sy lewe is. En hy bring die infeksietelling heeltemal af. En gister toe weet ek sommer nee, hy is heel alright. En dis wat ek vir hom kon sê vanoggend is, wees gehoorsaam in wat die Here vir jou sê. Johannes 8:12 sê vir ons, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in the darkness, but will follow the light of the life. So nou wil jy van die spotlights afsit nie. Sien nou omgee. Ek wil vir jou 'n illustrasie doen. Jy weet hoe ek hou van prentjies wys. So ek het eintlik gedink ek gaan nog 'n lighuis bou die week, maar ja, met my chaos het niks uitgewerk nie. So ek die lig van my vat en ek draai onderste bo, gaan hy net hier voor vir my lig gee. So ek gaan net hier sien wat om my gebeur. Ek gaan nie regtig kan sien wat verder gebeur. Ek gaan nie daar uit toe kan kyk wat gebeur nie, want die lig is net hier voor my. Ek gaan as ek nader gaan my lig wegvy, die klou kan blaas, enigiets kan gebeur en ek kan dalk val oor hom. En mens weet nooit wat gebeur nie. Maar as my lig omdraai en ek sit hom hoog genoeg soos 'n lighuis, gaan hy nader aan van bo af afskyn en ek gaan verder kan sien wat om my aangaan. Ek kan gaan sien wat die Here vir my wys. En dis wat ek die week besef het, is dat die Here my lig is. Ek moet laat hy sy lighuis in my lewe skyn, dat ek moet weet waartoe om te gaan. Soos ons daai eerste liedjie wat ons gesing het, My Lighthouse. My Lighthouse. En
Soos ek die week die liedjies op gaan sit en voorberei en ek bid, afsit aan die skyn in my oor. En ek sê, Here, ek wil graag iets anders doen, ek wil ander liedjies met die worship hê, praat met my. En daai kom met die geluk, die liedjie van My Lighthouse. Want dit is 'n joyful liedjie, ons moet joyful wees met die Here in ons. Daai lig skyn 24 uur, hy gaan slaap nie. Dis hoekom dat in die ou dae dat mense in die lighuis wat bly, dat daar as hulle skofter, hulle gaan daai lig nog steeds aan. So wat sê die Here vanoggend van ons? Hy is 24 uur in diens. Hy is heeltyd daar vir jou. Hy van die Here wil vir jou die pad wys. You just need to be obedient. En so sê ek vir julle elkeen van ons vanoggend. As ons net gaan luister wat die woord van die Here vir ons sê. A lighthouse doesn't choose when to shine for it. It shines for every ship. En wat my nogals nice was, daar is ook 'n stukkie gedeel het van elke lighuis het 'n unieke lig. Sodat die skepe kan weet wie is daai unieke lig, waar daai toring sit. Maar God het een unieke lig vir ieder en elkeen van ons. En as ons daai unieke lig van Jesus Christus gaan deurskyn, die lewe, I am the way, the truth and the life, sê die woord. As ons daai lig van Jesus kan skyn, kan ons wêreld verander. Dan kan ons daai mense wat in gevaar is, wys na Jesus toe. Hulle kan outomaties kom. Jy weet, ek sê die beste preek altyd wat ons kan gee is ons manier van wandel. Want deesdae as jy vir iemand vertel jy het 'n Christen, dan lyk dit soos 'n Jack Russell se hare wat hy staan so reg op. O, jy's 'n Christen. Jy wil my vertel jy's 'n Christen. Dan sal dit outomaties afgesit van jou af. Maar as jy gaan leef soos 'n Christen sal leef, dan gaan hulle nader aan vir jou kom sê, hoorie maar, wat het jy anders doen? Gee die mense net liefde. Jy hoef nie vir hom te sê ek is 'n Christen nie, want hy gaan Jesus in jou sien. Dan gaan Jesus soos die lamp wees wat deur jou gaan skyn. Soos daai lighuis wat vir kilometers en kilometers van daai skip wys waartoe hy moet gaan. Dis wat Jesus in jou wil doen. Dis wat Jesus in jou wil doen. Deponeer vandag en sê, I want you to be a lighthouse to the community of Vicksburg. Maar ek het jou nodig. Ek het daai reeks wat daai storie wat ons nou doen, what is God doing in my life? Daai ou sê so 'n waar ding die week. Hy sê, you need to empty yourself so that the Holy Spirit can come live in you. En ek besef is, die dag as ons op die kering kom en sê, Here, hier is ek vat my lewe oor, maar daai kamer, daar's een kamertjie wat jy bang is om oor te gee vir Jesus. En hy sê, maar gee alles van jou, maak jouself leeg van jouself en vol van my. En sodra ons begin het die woord van God gaan vat en die woord gaan bestudeer dag en nag, jou stiltyd hou en met God begin praat, is Here, maar wat? Praat met my. Maak my vol van U se woord. Dan kan jy in die strate kom en vir ou gaan bid. Jy gaan sien ou is siek en jy kan van bid of net bemoedig daar by, ek sê altyd by Shoprite gebruik ek as 'n voorbeeld of die petroljoggie, waar ook al. Net om te sê, weet jy wat? God loves you. Dis al wat ons hoef te doen. Want jy plant 'n saadjie, we are seed sowers. As jy daai saadjie gaan plant, dan gaan jy weet dat God gaan dit maak groei. Die Singapore vriend van my sê, hy is, soos ek sê, hy travel die hele wêreld vol. En hy raak so negatief want hy voel hy kry nie vrug vir wat hy kry nie. Die Here gee hom eendag 'n droom waar hy loop en die saadjies val uit sy sak uit so. En hy word wakker en hy sê, Here, maar wat beteken dat die saadjies uit my sak uit so val? Hy sê, want jy's 'n saad, jy plant die saadjies. Ek sal iemand kry om water te gooi en ek sal maak groei. Jy moet net aanhou die saad gaan plant waar jy stuur om te gaan. En hy's op daai oomblik toe kry hy soveel vrede in sy hart want hy weet wat hy doen is vir die Here. En hy so rustig as Here om vandag stuur gaan hy. Hy vra nie 'n vraag nie, hy klim op die vliegtuig en hy gaan, so ek sê, hy het my kom bedien supernaturally die week. En die Here het geweet hy moet hom stuur. Just as a sailor fixes their eyes on the lighthouse to reach safely, we must keep our eyes on Jesus. He's our unmistakable guide, our protector, our light in every storm. As hulle nie op die bord is, in elke storm wat jy deurgaan, wil God jou lig vir jou wees. Hy wil daar vir jou wees. Is jy net reg om totaal en al oor te gee vir Jesus vandag? Want as ons die storm op ons eie gaan doen, gaan jou skip sink. Dan gaan jy daai klein bootjie wees op die vorige prentjie wat in 'n rots gaan vas gaan vang. Ek wil nie daai bootjie wees nie. Ek wil 'n boot wees soos daar wat deur die storm kom en weet ek as ek daar verby gaan en die Here gaan my wys. Om te dink dat daai klein lighuis op daai berg, daai groot skip kan wys waartoe hy moet gaan. Hoe amazing is dit nie? Dink net as daai ouens van die Titanic daai tyd geluister het vir die lighuis en dan het die Titanic nie gesing vandag nie. Maar as mense wat arrogant was, wat gesê het ons skip, geen rots sal hierdie skip maak sink nie. En wat het gebeur? Een stuk sneeubol het daai groot skip laat sink.
Om vir ons as mense te wys, dat as jy nie gehoorsaam aan die woord van God is nie, kan jy sing. Hy wil die lighuis wees in jou lewe vandag. Kom ons gaan wees soos daai mense wat in die lighuis gebly het, in die vroeë jare, voordat krag uitgekom het, en ons gaan spandeer tyd met God. Laat jou lig skyn soos nooit tevore nie. Ek wil julle kom los met die gedagte om 'n lighthouse te wees vandag. Wees die lighuis van Ficksburg gemeenskap. As ek hoor by Snyman of byvoorbeeld by Mighty Men was die laaste gisteraand is, hoeveel mense van Ficksburg eintlik gaan Mighty Men toe is eintlik hartseer, want ons stel nie meer belang aan die woord van God nie. Ons is nie meer eager nie. Ek wil hê ons moet begin eager word vir die woord van God. As daar geleenthede is waar ons bymekaar kom, dat ons gaan, dat ons die woord van God kan hoor. Want hoe meer ons die woord hoor, hoe meer word ons die woord. Hoe meer word ons soos Jesus. I am the lamp to your feet vanoggend. As daar een skrif is, Psalm 119, wat ek wil hê julle moet huis toe vat, is God wil jou lamp wees vandag. Amen. So kom ons sluit sommer net die oë terwyl Jesus wil net sommer sit net voor die Here en ek voel net vanoggend baie van ons gaan deur 'n storm vanoggend. En ek het my getuienis kom deel met julle vanoggend om te sê vir julle hoe die Here my deur hierdie storm gevat het en my net kom help het, want hy wil my lighuis gewees het vanoggend. So ja, Here, ons dankie net vanoggend vir wat U kom doen het, Vader. En Lord, I just want to bring every person before you this morning, Lord. Father, everybody that goes through storms, Lord, knowing or unknowing, Lord. Father, I just want to come and give the storms to you today, Lord. Father, I just thank you for who you are in our lives today, Lord. And Father, I thank you that we can surrender all to you this morning because it's all about you, Lord. Father, I pray that every person will walk out here today, Lord, remembering the scripture of Psalms 119, that you are the lamp to their feet, Lord. Father, I thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Dankie, Jesus, vir wie jy ons lewens is. Father, I want to pray for T.S. as well this morning, Lord. He struggles with his chest and this flu that he's got, Lord, with no voice this morning, Lord. I pray also that you touch him in his home now, Lord. That you will release that chest, Lord, and Father, that you'll just feel your grace upon his life as well this morning, Lord. And that you will receive your healing this morning, Lord, in the name of Jesus. I thank you, Father, as we just go out this day, Father, that you'll bless everybody here today, Lord. Bless this congregation, Lord. Father, thank you that we will be the lighthouse of this town, Lord. Father, dis 'n profetiese woorde oor hierdie kerk uitgegaan, Vader, soos 'n ligtoring sal Christenbediening van Ficksburg gemeenskap wees, Here. En Vader, ons wil kom aktiveer vandag, Here. En ons wil dit kom release vandag, Here, om te sê, hier is ons Jesus, gebruik ons. And Lord, I pray as we get a hunger for food, Lord, and for drinks en vir lekker koeldrank en lekker vrugte soos daai honger te kry vir dit, Vader, bid ek vandag dat ons honger vir die woord sal kry, Here. Dat ons so honger word vir die woord, Vader, dat ons sal by U kan sit, Vader. Al vat ons net 3 verse, Vader, op 'n dag en bid ek dat U ons sal bedien in daai 3 skrifte, Vader, dat ons so gevul sal word met die woord. That will be a light to the world, Lord. And Father, I thank you, Lord, that in this week, Lord, that I could realize who you are truly, Lord. You are the sovereign God, Lord. You've got so much grace for us, Lord. Ja, Here, ek dank U net vandag. Dankie, Koning Jesus. Ek wil net kom sê dankie vir. Dankie vir wie U is. Seën die woord in die naam van Jesus Christus vandag.